Goeienaand, lewende woord Centurion en almal wat reg oor die land ingeskakel is by ons. Hierdie lieflike, wat is vandag se datum? Laaste dag van April, want julle luister hierdie moes Woensdag. Ja. Okay. So baie welkom aan al die van julle wat definitief gebruik gemaak het van die bietjie verlof vir baie tyd af. Geniet julle wegbreek. Ek is bly die skole is bietjie toe. Ek is bly ook die sport is afgestel vir die week. Want ek weet van soveel ouers wat sê hulle het die eintlike vakansie niks gerus nie, want hulle was die hele tyd op die sport. So enjoy dit. En ja, maar ons het besluit ons werk. Sê iemand met die ekonomie aan die gang. Ja. So, ons is hier. Ons is by 1 Korintiërs hoofstuk 9, vers 1. 1 Korintiërs 7 vers 17. Ek doen ook 'n radiokanselprogram en ek is ook in Korintiërs met radiokansel. So daar's ook by 1 Korintiërs hoofstuk 9. So partykeer raak ek bietjie de mekaar. Onthou, jy kan my radiokansel program ook luister. Ek is Sondagoggende om 11:00 op en donderdag aande om 9:00 het ek 'n radiokanselprogram wat ek ook so deur die woord gaan. Is gerus welkom om ook daarna te luister. Okay, so ons is by vers 10 nie. Ons is by vers 17. Okay. Ja. Cool. Goed. So ons het gelukkig verlede week vers 10 tot 16 seker een van die moeilikste gedeeltes in die Bybel klaar gemaak. Okay. En daarom is ek met graagte by vers 17 vandag. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan saam wees. Dankie dat U vir ons goed is in elke opsig. En Here, as die seisoene so verander en ons sien die herfs, dan besef ons ook, ons is in 'n nuwe seisoen, ook saam met U, Here, en ons geniet elke nuwe tydperk, nuwe seisoen, nuwe dinge wat ons van U leer. Dankie, Jesus. Amen. Nou, ons is in so 'n interessante ding aan die gang. Hulle dolwe ons pad hier voor om en ons karre is vas en ons ons is bietjie die munisipaliteit sit een of ander pype in en so alles is so bietjie de mekaar gegooi, maar ons is nou lekker rustig hier saam met julle en ons kan kuier rondom 1 Korintiërs hoofstuk 7 vers 17. Paulus sê, as hy nou klaar gepraat het oor die huwelik en hy begin praat oor egskeiding en gelowiges se verhouding met ongelowiges en babietjies wat dan gebore word en daai goed waaroor ons verlede week gepraat het. En dan sê in vers 17, hoe ook al, laat elkeen leef in ooreenstemming met wat die Here aan hom toegedeel het, soos God elkeen geroep het. En so reël ek ook in al die gemeentes. Iemand wat besny is toe hy geroep is, moet dit nie ongedaan laat maak nie. Iemand wat onbesny is toe hy opgeroep is, moet hom nie self laat besny nie. Die besnydenis beteken nie iets nie. Die onbesnede beteken nie iets nie, maar wel die gehoorsaamheid aan God se gebooie. Ek wil net gou hier afsit en dan sê hy, maar wel die gehoorsaamheid God se gebooie. Laat elkeen bly in die situasie waarin toe hy geroep is. Is jy geroep toe jy 'n slaaf was? Laat dit jou nie kwel nie. Maar as jy tog kan vry word, maak ten alle koste daarvan gebruik. Want die slaaf wat deur die Here geroep is vrygemaak van die Here. Net so is die een wat as 'n vry mens geroep is, 'n slaaf van Christus. Julle is duur gekoop. Moenie langer slawe van mense wees nie. Broers, laat elkeen voor God bly soos hy was toe hy geroep is. Nou, Paulus is onthou dat Paulus besig was om oor die huwelik te praat en oor toe jy getroud is en hy is besig om hier in die konteks te praat van toe jy getroud is in die toestand waarin jy getroud is. Miskien was jy getroud en nou kom jy tot bekering, nou is jy 'n geredde en jou huweliksmaat is ongered. Ons het verlede week daaroor gesels. Nou sê hy,
bly soos wat jy is, moenie jou toestand verander nie, moenie jou huweliksstatus verander, omdat jy nou gered is en jou huweliksmaat ongered nie. Nou dat ons, en dis 'n belangrike beginsel, daar's goed waarmee jy moet breek, wêreldse goed waarmee jy moet breek, maar daar's sekere goed wat jy nie moet verander nou dat jy tot bekering gekom het nie. Daar's goed wat ons nie kan verander nie, né? Daar's 'n heiligmakingsproses en daar's goedjies wat ons in ons lewe gaan skaaf en verander en regmaak. Maar as jy getroud was en jy kom nou tot bekering, bly getroud. Moenie skei omdat jy nou tot bekering gekom het nie. As jy ek wil op 'n simpel ding sê, want en dit is relevant. As jy Afrikaans is en jy kom tot bekering, hoef jy nie Engels te word nie. Ja. Ons het al sulks gesien. Goed so, liefie. En dan is dit net die Engelse Bybel en die Engelse dit en die Engelse dat. As jy Engels is en jy kom tot bekering, hoef jy nie Afrikaans te word nie, sekerlik ook. Hoe so? En Ek dink as jy daai sê. ja, die Afrikaans is die hemelse taal, so dis dalk beter dat jy Afrikaans word en dan nee. So, Paulus is net besig om te sê, moenie verander aan jou stand nie, gaan aan. En eintlik wat hy per implikasie ook sê, en ek dink dis wat hy bedoel, dis nie spesifiek waaroor hy praat nie, maar ek dink is ook wat hy bedoel, dat die toestand waarin jy is, het 'n invloed in die sfeer waarin jy bly. So, bly meng met die vriende waarmee jy meng, tensy hulle so sondig is dat hulle jou in die afgrond gaan aftrek. Maar moenie met jou familie bande skeer net omdat hulle nou nie meer die Here dien en jy die Here dien. Daar kan jy hulle na die Here toe lei. Moenie ophou die sport doen wat jy doen nie. Gaan aan met die sport. Dalk kan jy in die sport 'n nuwe invloed wees wat jy in die verlede nie was nie. En dan gaan hy dan praat hy oor besnydenis en onbesnydenis. Nou raak hy eintlik twee groepe binne in die kerk aan. As hy sê, as jy besny was en jy kom nou tot bekering en jy's nou in die kerk, met ander woorde, jy was 'n Jood, en jy het nou tot man, vat alles wat uit jou agtergrond uitkom en sê vir die Here dankie en moenie probeer om daarop te spoeg nie. So gehou van die uitdrukking van moenie op jou skaduwee spoeg nie. Verstaan? Ek het as 'n dopper groot geword. Nou, een van die goed van die gereformeerde kerk in Suid-Afrika is, hulle het 'n geweldige hoë waarde aan die lering van die woord, die memorisering van die woord en die prediking van die woord. Die woord word daagliks by ons ingedrul as jy gereformeerde is. En ek waardeer dit van die gereformeerde kerk. Daar's ander goed waarmee ek nie teologies saamstem nie, en daar's goed wat ek op die ou ende bly is ek is uit die gereformeerde kerk uit. Maar daar is geweldig goed wat ek geweldig lief is vir die gereformeerde kerk voor, en wat ek die gereformeerde kerk ewig dankbaar sal wees. Toe ek tot bekering gekom het, was die woord klaar my gevestig as 'n onbekeerde. Verstaan, as net 'n kerkganger was die woord aan my gevestig. En ek het nie probeer om dit ongedaan te laat maak nie. Ek het dit geselebrate. Ek het op dit verder gebou. En dis eintlik wat Paulus hier probeer sê is, nadat jy besny is, moenie jou besnydenis ongedaan laat probeer maak nie, maar vat dit wat goed is en bou vooruit daarop. Okay, so, nou is ons op die lig, nee. So, ek dink dan, is dit wat jy sê, want ek dink ons baie mense wat dalk sal kan nie reg hanteer nie, want kom ons praat nou oor die kinderdoop, die babietjie doop, die besprinkeling van babietjies, is dat as jy as babietjie gedoop is, en jou ouers het 'n belofte voor die Here gemaak, en soos jy later meer info kry, en jy begin besef, nee, maar ek is nie 'n verbondskind gebore nie, ek word deel van die verbond van die Here, deurdat ek my lewe vir hom gee, en een van die tekens van ek gee my lewe vir hom, of een van die fisiese goed is, ek laat my doop, want dis die simboliek van ek lê my lewe neer en ek staan op 'n nuwe mens. Nee, okay. So, dan moet mens eintlik vir die ouens ook sê dat as jy as babietjie gedoop is, moenie dit net onder die tafel en afmaak nie. Want dit was nog steeds 'n opregte besluit wat jou ouers geneem het voor die Here. 'n belofte van jou ouers, ja. 'n belofte van jou ouers,
En moenie daarop gaan spoeg nie. Moenie daarop offend nie. Ek hoop nie hulle haal my van die lig af nie, maar ek het al gehoor dat ouens sê die vloek van die kinderdoop. En ek kan nie daarmee saamstem nie. Ja. Ek Um, ek en verstaan ek wat hulle besef, probeer sê daarmee is dat jy mense mislei want hulle moet eintlik self eendag tot bekering kom en dan gedoop word en die doop is 'n teken van bekering. Ek verstaan dit als, maar ek eer my ouers dat toe hulle gereformeerdes was, het hulle my as kind gedoop as 'n opregte teken dat hulle my wil grootmaak in die Here se wil. ja, En ek waardeer dit. Ek Ja. waardeer dit. ja, Ek weet ook en dis waar ek teologies verskil met gereformeerdes. Ek was by gereformeerdes ek kan 'n spesifieke persoon onthou wat ek by 'n jong man se belydenis van geloof aflegging was. En waar die jong man vir my gesê het, vandag het ek my dranklisensie gekry. Bedoelende nou dat ek belydenis van geloof afgelê het, nou mag ek drink in die huis, en bier drink en whisky drink en ek weet nie wat alles nie. Die persepsie is nou dat ek nagmaal kan gebruik, nagmaal wyn kan gebruik, nou kan ek alkohol ook gebruik. En daar's sulke verkeerde kultuurpersepsies wat ek dink verdraaid geraak het in die kultuur. ja, Maar die oorspronklike van luister, waardeer die feit dat jy ouers se belofte gemaak het. En moet dit nie sien as jou doop nie. Jy moet in elk geval een of ander tyd self gedoop word. En my oortuiging van my hart, ek het 3 maande na my belydenis van geloof aflegging eers tot bekering gekom. Ek dink die doop is die belydenis van geloof aflegging. Nadat ek tot bekering gekom het, is ek so 'n jaar daarna gedoop. Dit is die belydenis van geloof. Ja, ek verstaan dit Wouter, maar ek dink dat ek hoor wat jy sê, jou ervaring van iemand wat gesê het dis 'n dranklisensie, maar ek is bewus van 'n kerk wat 'n NG Kerk wat daai kinders as wat noem hulle dit Katkesante, ja. na 'n ordentlike kamp te vat en daai kinders het regtig 'n ontmoeting met die Here. Ja. So vir daai kinders is dit nie 'n dranklisensie. Nee. So ek voel net dat as jy in 'n situasie is waar jy oortuig word van die groot doop en jy dit met jou ouers bespreek wat dalk nie daarvan oortuig is nie, moenie hulle gaan offend en vir hulle gaan sê ja, dit is celebrate dit en sê weet julle wat, julle het daai dag 'n belofte voor die Here afgelê dat julle my in sy weë gaan sit. Nou dat ek in sy weë begin wandel en die oortuiging in my hart is om my groot te laat doop, kan ek julle nooi soontoe. Want dit is net 'n ander manier. En self jong mense wat hulle kinders toewy, maar wat ouers het wat hulle nog gedoop het, moenie hulle aanval nie. Gaan na hulle toe en sê dis nie ons weet wat julle gedoen het. Ons gaan die mooi van dit bou want ek weet by ons as jy kinders toewy, dan laat jy ook die ouers se belofte aflê want dis wat die waarde is daarin. Maar ons besprinkel nie die kind dat dit kan tel as 'n doop nie, maar ek dink net ons wysheid, want dis wat ek hoor wat Paulus hier sê. Moenie net alles afmaak as wat jy nou tot nuwe insigte kom nie. Sien die mooi in dit ook raak. Sien die mense wat tog probeer het en opgetree het in die oortuiging van hulle hart ook raak. Maar ek dink dit is ek dink wat as jy 'n keer gebeur by ons. Mense is net jy hoef nie 'n rebelse streep te hê en jou standpunt te maak nie. Toe ek tot bekering kom en toe kort daarna, 'n jaar of wat daarna gedoop word, as ek nou mooi terugdink, dit was 'n bietjie langer as 'n jaar. Gedoop word, toe het ek my ouers gaan sê ek gaan gedoop word en hulle was verskriklik kwaad vir my, baie kwaad vir my met die huis verbied. Net vir so 'n week en gelukkig het ons gereformeerde dominee hulle oortuig om my besluit te eer. Ek het hulle genooi na die doop toe. My ouers het nie na die doop toe in Potchefstroom gekom nie. Ek het toe gereformeerde teologie geswat en my ouers het nie na my doop toe by die Engelse kerkie gegaan, Christian Assemblies waar ek was en Arthur Emsley het my nog gedoop. En as ek terugdink, dan is ek so bly dat ek nie my ouers
kwaadlik geneem het, of vir hulle kwaad was, of hulle gesê het, ek misken my kinderdoop nie. Ek het net eerder gesê, ek beskou my kinderdoop as 'n belofte wat julle afgelê het, nou moet ek my eie belofte voor die Here aflê. En dit was vir my belangrik. En natuurlik het ek later van jare die voorreg gehad om my pa te doop en my ma te doop. As gevolg van daai besluit wat ek gemaak het, het hulle nooit het hulle my gehoor en my besluit gerespekteer en saam met dit gestap. So nou sê hy verder, as jy onbesnede is, hoef jy nie besny te word nie. Nou praat hy nie met die Jode nie, nou praat hy met die heidene. Nou sê hy, wanneer jy nou tot geloof gekom het, hoef jy nie soos 'n Jood besny te word om deel van die kerk te wees nie. Baie belangrike ding vir Paulus, jy hoef nie 'n wettiese Joodse godsdienst te aanvaar as ons die Christendom. Paulus het definitief 'n lyn kom sny en kom sê, Christendom is nie net nog 'n sekte van Judaïsme nie. Christendom is 'n godsdienst op sy eie. En besnydenis is nie deel van Christendom nie, maar deel van Judaïsme. En ek dink vir Paulus, waar 'n klomp Jode ook tot bekering gekom het, en Petrus en Jesus se broer Jakobus en almal Jode na die Here toe gelei, was dit 'n moeilike verstaan wat Paulus ingebring het. Hierdie ouens het almal gesê, nee, hierdie is die progressie van Judaïsme na 'n super Judaïsme toe, en Paulus het gesê, nee, wag, stop so 'n bietjie. Hierdie is nie net nog 'n sekte van Judaïsme nie. Hierdie is 'n aparte godsdienst. En wanneer ouens wil kom met Jewish roots, Hebrew roots, dan is dit belangrik dat ons vir ouens in daai dwaallering wil sê, nee, ons is nie 'n aparte sekte van Judaïsme of van die Joodse godsdienst of van die Ou Testamentiese kultuur nie. Jesus het 'n hele nuwe godsdienst. Verlossing in die Paaslam, verlossing in Jesus Christus kom bewerkstellig. En dis wat Paulus kom deel in Korintiërs, in Efesiërs, in Romeine, en Galasiërs, oor en oor. Is dit Paulus se pet beef. Hy so, dis 'n nuwe godsdienst hierdie. Julle hoef nie die ou wette, Kolossense, julle hoef nie die ou feeste te vier en die ou maanfeeste en wara nie. Ons is in Christus nie. Ja, kan ons gaan kyk na die Ou Testament en sekere waarhede uithaal en in ons nuwe godsdienst toepas? Ja, verseker. Maar ons is nie 'n ou godsdienst wat nou nie blink gevryf is nie. Nee, ons 'n hele nuwe godsdienst op sy eie, sê Paulus. En dan sê hy, raak 'n interessante ding aan. Dan begin hy praat oor, as jy 'n slaaf was, toe jy tot bekering kom, bly 'n slaaf, al wil jy nog vry word. En jy kan nou dink, in die tyd van slawerny was hierdie skrif heeltemal uit konteks uitgeruk na die ander kant toe. Ons is, slawe, as jy 'n slaaf was, kan jy vrykom. En ek wil sê, in vandag se konteks, as jy 'n slaaf van skuld is, of 'n slaaf van verslawing is, dwelms, drank, pornografie, enigiets, jy kan vry word. Jy moet inteendeel vry word van dit. Maar Paulus sê hier, wanneer jy 'n slaaf is, fisiese slaaf, en jy het 'n meester, moet jy nie in rebellie gaan nie. Bly 'n slaaf, dan gaan 'n tyd kom. Soek daarna om vry te kom, en jy gaan vrykom. As jy 'n vryman is, hoef jy nie 'n slaaf te word nie, sê hy. En dan sê hy, julle is immers duur gekoop, moenie langer slawe van mense wees nie. Broers, laat elkeen voor God bly wees, soos hy was, toe hy geroep is. Ons moet bly wees soos wat ons is, toe ons geroep is. Die Here het ons met ons wedergeboorte ook geroep. En as ek by vers 25 volgende week gaan begin, wil ek afsluit nou met 11:29, wat 'n baie belangrike skrif is. Ek is in Korintiërs, ek wil in Romeine wees. Romeine 11:29. Kan jy onthou wat sê Romeine 11:29, Dot? Romeine 11. Ek ken nou net die Griekse weergawe. Romeine 11:29 sê, die gawes en die roeping van God is immers onherroepelik. So,
Hy het ons geroep toe ons tot wedergeboorte gekom het. Hy het jou geroep toe jy tot wedergeboorte gekom het. Toe het hy jou die gawe van die Heilige Gees gegee. Die gawe van die Heilige Gees met die bonatuurlike gawes wat daaruit vloei, is onherroepelik. Die gawe wat hy vir jou gegee het van wedergeboorte, is onherroepelik. Die gawes en die roeping is onherroepelik. Dis nie asof die Here gaan sê, ek het 'n fout gemaak, ek moes jou nooit tot bekering laat kom het nie. Jy is gered en die Here is trots op jou. So kom ons bid saam. Here, dankie vir ons roeping en ons gawes wat onherroepelik is. En Here, dankie dat U met ons daaroor praat. Dankie dat U dit in ons harte warm maak. En Here, dankie dat ons erkenning kan gee in ons agtergrond en hoe ons groot geword het en hoe ons opgebou is in die omstandighede waarin ons was. En dat ons nie noodwendig daarteen te skop of te rebelleer nie. Ja, ons moet uit sonde uitkom, maar dit wat goed was, hoef ons nie te ontken of te misken nie. Here, ons moet dit eerder vir U dankie sê, dat U dit ook in ons lewe ingebou het. En dat ons vanuit die toestand waar ons in ons is, 'n invloed kan wees met daardie mense wat nog in daardie toestand is. Dankie Jesus. Amen. Dankie julle. Yes.